Goeiedag, liewe luisteraars. Ek groet u weer eens in die wonderlike en kosbare naam van ons Here Jesus. Ja, vanmôre praat ons verder oor die eerste Christen gemeente wat tot stand gekom het op Pinksterdag met die uitstorting van die Heilige Gees. Ons het laasweek daaroor gepraat, 'n baie interessante boodskap gewees om oor te praat. Hoe daardie gemeente tot stand gekom het. Vanmôre gaan ek 'n bietjie met u praat oor die karakter van die eerste Handelinge gemeente of die eerste Christen gemeente wat tot stand gekom het. Ja, vriende, wanneer 'n mens op soek is na 'n aanbiddingsplek of 'n kerk of 'n gemeente waar jy graag die Here wil dien, dan soek 'n mens na sekere eienskappe van die kerk wat jou tevrede stel. En vanmôre wil ek met u hanteer die karakter van hierdie eerste gemeente van Handelinge. En dit is iets waarna ons moet kyk, want so behoort die Christen kerk van vandag of die Christelike kerk van vandag dan ook te funksioneer. Ons doen nie so nie, maar daar is soveel lesse wat ons leer uit hierdie karakter van die eerste Handelinge gemeente. Baie kosbare gedagtes wat ek vanmôre met u gaan deel, en ek wil vertrou dat dit vir u ook tot seën sal wees. Ons lees vanmôre 'n kort gedeelte saam in Handelinge 2 vanaf vers 42 tot vers 47. En u kan net volg terwyl ek lees. Lukas skryf en hy sê, en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was bymekaar en het alles gemeenskaplik besit en hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Baie kosbare gedeelte waaroor ons vanmôre gaan praat, kom ons bid net saam. Ons wonderlike Vader, weer eens wil dit vir u sê, u woord leer vir ons so baie dinge waarvolgens ons lewens moet inrig. Ons het laasweek gepraat oor die ontstaan van die eerste Christelike gemeente of kerk op aarde. En ons het daaruit soveel geleer, die basiese evangelie boodskap wat Petrus verkondig het, wat mense se harte so aangeraak het onder die inspirasie en die werking van die Heilige Gees, dat baie mense tot bekering gekom het en dat daar 'n Christen gemeente tot stand gekom het. En vanmôre praat ons oor die karakter van hierdie eerste gemeente van Handelinge, die eerste Christen gemeente. Ons wil regtig bid, Here, dat u maar net weer eens deur dit wat ons vanmôre met mekaar sal deel uit u woord tot ons harte sal spreek. Kom leer u ons, kom onderrig u ons, kom voed u ons geestelik op, kom bereik u kosbare doel in elkeen van ons se lewens. En Here, ons wil vra dat u alleen hierdeur verhoog en verheerlik sal word. Ons bid dit in Jesus se naam met danksegging. Amen. Nou vriende, ek hou net weer 2 verse uit ons geleesde gedeelte aan u voor, en dit naamlik Handelinge 2 vers 46 en vers 47, die A-gedeelte van vers 47. En daar staan geskryf, en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het
en in guns was by die hele volk. Terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. Ons praat vanmôre oor die karakter van die eerste Handelinge gemeente. Ons kan ook sê oor die karakter van die eerste Christen gemeente wat op aarde tot stand gekom het. Nou vriende, ek luister baie keer na die argumente of die redes wat mense aanvoer wanneer hulle vertel hoekom hulle 'n spesifieke kerk of gemeente besoek of waarom hulle lidmate van 'n kerk of 'n denominasie is. Nou ek het 'n bietjie gaan sit en ek het gedink oor die redes wat ek mense self oor die jare hoor aanvoer het, veral as hulle soekende is na 'n kerk of 'n gemeente om by in te skakel. Wanneer ek mense ontmoet, dan praat hulle baie graag oor die kerk en hulle praat baie graag oor waarom hulle dan nou 'n kerk gesoek het en hoe hulle 'n kerk gesoek het om by in te skakel. Baie keer sal mense sê ons was in 'n gemeente met net ouer mense en min kinders of min jong mense en toe het ons 'n kerk gaan soek waar daar daarom kinders en jong mense is sodat ons kinders ook tuis kan voel. So dit was in baie gevalle mense se oorweegrede om by 'n gemeente in te skakel. Hulle het 'n gemeente gesoek waar daar kinders en jong mense is sodat hulle kinders ook kan tuis voel. Soms is dit die jeugaktiwiteite wat by 'n gemeente aangebied word wat maak dat mense ter wille van hulle kinders daarheen gaan. Daar moet daarom vir ons kinders spesiale aktiwiteite wees sodat hulle ook graag kerk toe wil gaan. In sommige gevalle is dit vriende wat hulle saamgenooi het na kerk toe en dan het hulle ter wille van die vriende ook by daardie gemeente ingeskakel. Hulle ken ten minste hulle vriende wat ook in daardie gemeente is. In ander gevalle sal mense sê dis die heerlike sang van die gemeente wat hulle getrek het of die feit dat dit daarom 'n redelike aktiewe gemeente met baie lidmate is. Of hulle sal sê daar is 'n lekker atmosfeer in daardie kerk want die voorsang is lekker en die mense is vriendelik en hulle hou van die dominee of hulle hou van die pastoor. Dis alles oorweegredes om by 'n spesifieke gemeente in te skakel. Of hulle sal sê ons hou van die dominee of ons hou van die pastoor se prediking, ons vind aanklank of ons kan daarom verstaan wat hy preek en hy preek nie te lank nie. Hulle sal selfs dinge sê soos die mense trek daarom gemakliker aan as baie ander kerke en hulle is nie so styf en tradisioneel of so wetties soos sommige ander kerke nie. Mense sal selfs makliker by 'n kerk of 'n gemeente inskakel omdat dit 'n mooi kerkgebou is want die voorkoms van die kerkgebou buite en binne is vir baie mense belangrik. Hulle wil daarom nie skaam wees vir die plek waar hulle aanbid nie. En soos daar seker baie meer redes waarom mense by 'n spesifieke kerk of denominasie inskakel. Ons mense kyk deesdae so anders na 'n plek waar hulle wil aanbid en ons geestelike standaarde en vereistes het so afgewater geraak want die Christelike kerk het die Heilige Gees se vuur en krag verloor. Dit het net 'n uiterlike vertoon in baie gevalle geraak. Nie in alle gevalle nie, maar in baie gevalle. Nou vriende, jare gelede het ek 'n dominee die vraag hoor vra, wat maak dat mense by 'n groot, mooi, luukse kerk met 'n pragtige tuin en sagte kerkbanke, 'n kerk met baie lidmate, verbyry
en na 'n klein kerkie of 'n saaltjie met harde stoele en min mense toe ry en daar gaan aanbid. Wat maak dat mense so 'n keuse maak? En toe sê hy self, dit hang alles af van waar die Gees van die Here teenwoordig is en waar daar 'n heilige atmosfeer ervaar word, waar mense die warmte en die liefde van daardie gemeente se lidmate ervaar en waar die boodskap met krag en waarheid verkondig word deur 'n man wat hoorbaar, sigbaar en tasbaar met God wandel. Hoekom tasbaar? Want jy kan dit aanvoel as iemand wat die woord bedien met God wandel. Maar kom ons kyk vanmôre na die karakter van die eerste Handelinge gemeente. Dit is belangrik dat ons vanmôre na hierdie gemeente se karakter moet kyk. Hoe het hulle gefunksioneer? Hoe het hulle opgetree? Nou vriende, die karakter van die eerste Handelinge gemeente was baie besonders gewees. Waarom sê ek so? Almal het volhard in die leer van die apostels. Dis die eerste gedagte wat ons vind in ons geleesde gedeelte. Handelinge 2 vers 42 sê, en hulle het volhard in die leer van die apostels. Wat was die leer van die apostels, my liewe vriende? Ons het laasweek baie breedvoerig gefokus op die leer wat Petrus as apostel van Christus verkondig het, en dit het vir ons die basis van die evangelie van Jesus Christus neergelê. As ons wil weet wat is die basiese evangeliese boodskap, dan kan ons maar net weer gaan kyk na dit wat ons laasweek ook oor gepraat het, met die ontstaan van die eerste Christen gemeente. Die leer van die apostels is vir ons saamgestel in een vers, naamlik Handelinge 2 vers 33, daar staan geskryf, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. By geleentheid het Jesus gesê, gaan die hele wêreld in, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar hier moes hulle Jesus Christus aanvaar as hulle verlosser en saligmaker, en is hulle in sy naam gedoop. Maar die leer van die apostels was Jesus Christus en hom as gekruisigde alleen. So die boodskap wat Petrus basies verkondig het, was Jesus Christus, die redder en saligmaker van ons almal, ons verlosser en saligmaker. Bekeer jou tot God deur Jesus Christus aan te neem as jou verlosser en saligmaker, en dan sal jy die Heilige Gees as belofte ontvang. Ek het ook vir u gelees daar in Johannes 1 vers 12 waar daar geskryf staan, aan almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God te word. Ons moet Jesus aanneem as ons verlosser en saligmaker, om die mag te ontvang, dat ons God se kinders is en die Heilige Gees wat in ons harte kom woon. En dis die boodskap wat die ware volgelinge van Jesus Christus as eerste Christene van die Handelinge gemeente moes uitdra en gaan verkondig. Hulle moes dit nie vir hulle self hou nie. Hulle moes nie tevrede wees soos wat baie gemeentelede deesdae net tevrede is dat hulle kinders van die Here is nie. Nee, hulle moes die boodskap uitdra. Hulle moes ook teenoor ander gaan getuig dat Jesus die enigste redder en saligmaker van sondaars is. Maar tweedens sien ons, hulle het ook volhard in die gemeenskap met mekaar. Dit wil sê, hulle het die onderlinge broederlike liefde beoefen. Baie belangrik. In 'n gemeente waar kinders van die Here, ware kinders van die Here is, daar moet jy broederliefde ervaar. Hulle het gemeenskap met mekaar gehad, onmiddellik. Niemand het vir hulle gesê hulle moet dit doen nie. Hulle het daar die behoefte gehad
om gemeenskap met ander kinders van die Here te hê en hulle die broederliefde beoefen. Ek lees vir die Handelinge 2 vers 42 en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap. Nou hierdie eerste Handelinge gemeente het onmiddellik op 'n gereelde basis gemeenskap met mekaar gehad en soos een groot familie gefunksioneer. Hulle het geweet, ons moet by mekaar uitkom. Ons moet saam Bybelstudie hou, ons moet saam bid, ons moet mekaar bemoedig en mekaar onderrig en ondersteun. Almal van hulle is mense wat hulle bekeer het uit hulle ou sondige lewe en 'n openbare belydenis gemaak het dat hulle Jesus Christus aangeneem het en hulle sy volgelinge geword het. Almal van hulle wat aan daardie gemeente behoort het 'n belydenis in die openbaar gemaak dat hulle Jesus Christus as hulle saligmaker aangeneem het en sy volgelinge geword het. Dis almal mense wat ook die belofte van die Heilige Gees in hulle harte en hulle lewens ontvang het. Dit was nie net 'n belofte nie, hulle het die realiteit daarvan ervaar dat die Heilige Gees in hulle harte kom woon het en aan hulle wedergeboorte geskenk het en sekerheid van saligheid. Baie belangrik. Vriende, in die Gees was hierdie gemeente, hierdie Handelinge gemeente, was hulle een. En daar was onmiddellike liefdesband onder mekaar en vir mekaar as gemeentelede van Handelinge. Want hulle was deur die Heilige Gees aan mekaar verbind. Die Heilige Gees wat in my hart woon en in ander kinders van die Here se hart, maak dit daar 'n verbintenis met mekaar is. Dat daar 'n band tussen mekaar is en hulle het 'n sterk geestelike aangetrokkenheid tot mekaar het hulle gevoel. En dis die Heilige Gees wat daardie band in hulle gewerk het. En daarom het hulle van die eerste dag af gereeld by mekaar gekom om met mekaar 'n geestelike verhouding en 'n geestelike band te bou. Hoekom kom kinders van die Here by mekaar? Hoekom is dit lekker om saam met ander kinders van die Here te wees? Omdat daar 'n geestelike band gebou word. En so het hulle dit ook ervaar. Hulle het elke dag gemeenskap met mekaar gehad. Hulle het oor die geestelike dinge gepraat. Hulle het oor die geestelike dinge het hulle geredeneer. Hulle het skrifte ondersoek en die Heilige Gees was daar om hulle te lei. So hulle het gemeenskap met mekaar gehad en dit was vir hulle lekker om by mekaar te kom. En dit is natuurlik veronderstel om nog so te wees onder ware kinders van die Here. Maar nou sê ons baie keer ons leef in 'n ander tyd. Ons het werke, ons het gesinne, ons het moeilike omstandighede. Ons kan nie elke dag met ander kinders van die Here saamkom en gemeenskap hê nie. En tog is daar soms daardie behoefte. Maar hulle het ook volhard in die gesamentlike nagmaalvieringe en die liefdesmaaltye na die tyd. Nou Handelinge 2 vers 42 is nie so duidelik in die 53 vertaling het daar staan geskryf en hulle het volhard in die leer van die apostels, waaroor ons reeds gepraat het, en in die gemeenskap en in die breking van die brood. Nou hierdie breking van die brood dui op die nagmaal en daarna natuurlik ook die gesamentlike gemeente ete wat hulle, wanneer hulle nagmaal gehou het, saam geniet het. Nou hier lees ons dat hulle ook op 'n gereelde basis saam nagmaal gevier het, om die lyding en die dood van Jesus Christus te herdenk, soos wat Paulus ons dan ook geleer het om gereeld nagmaal te hou, so gereeld moontlik, 1 Korintiërs 11. Nou hoe gereeld hulle dit gehou het, weet ons nie, hulle dit dalk by elke groot byeenkoms het hulle dalk nagmaal gehou. En dan het hulle ook die gebruik gehad, die gebruik het reeds daar ontstaan, dat die lede van daardie Handelinge, eerste Handelinge gemeente, na so 'n nagmaalsgeleentheid, het hulle ook saam geëet. So daar was kos gebring, die tafels was gedek en hulle het saam geëet. Nou die 53 vertaling, soos ek reeds gesê het, is nie so duidelik nie, daar sê, hy praat van in Handelinge 2 vers 42, en hulle het volhard in die leer
van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood. Hy verwys net eintlik hier na die nagmaal. Maar ander vertalings verwys na 'n gemeenskaplike maaltyd of gemeenskaplike maaltye. So kommentaarskrywers verwys ook daarna dat die mense wat dit kon bekostig tot daardie ete bygedra het. Hulle het soveel moontlik kos gebring na daardie plek waar hulle saam vergader het om na die nagmaal saam te eet. En die mense wat dit nie breed gehad het nie, was nie veronderstel om iets saam te bring nie. Daar was net so 'n verhouding onder mekaar gewees. Niemand was verplig om kos saam te bring nie en hulle het nog steeds die vrymoedigheid gehad om saam te eet voordat hulle huis toe gegaan het, na daardie nagmaalsgeleentheid. Hier was so 'n kosbare, spontane liefdesgebaar onder mekaar, wat selde in vandag se gemeentes op die regte manier toegepas word. 'n Liefdesband wat daar was, 'n mooi verstandhouding en gesindheid wat daar onder mekaar geheers het. Nou ons het ook baie keer die gewoonte, toe ek nog in die gemeentelike bediening was, die gewoonte gehad om die gemeente uit te nooi na 'n nagmaalsgeleentheid, wat net een keer in 'n kwartaal was, en dan het ons gesê, alright, almal bring kos, ons gaan lekker saam eet en ons gaan 'n koinonia ete saam geniet, 'n liefdesmaal saam geniet. Maar dan het almal verplig gevoel om iets saam te bring, terwyl die gedagte in daardie tyd so was, niemand het vir niemand gevra om iets saam te bring, elke ene het gebring soos wat hulle dit kon bekostig en almal het saam geëet. Die wat nie gebring het nie, moes nie skuldig voel of sleg voel nie. En dan verder sien ons hulle het ook volhard in die gemeenskaplike gebede wanneer hulle saam vergader het. Handelinge 2 vers 42, hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap van die breking van die brood en in die gebede. Nou vriende, hulle het van elke bymekaar kom geleentheid 'n gemeenskaplike gebedsgeleentheid gemaak. Hulle het nie net bymekaar gekom om oor die geestelike dinge te praat en met mekaar geestelik te deel en mekaar geestelik te bemoedig en te versterk nie. Nee, hulle het ook van elke geleentheid 'n gebedsgeleentheid gemaak. Hierdie gemeente was 'n biddende gemeente. Ons kry baie duidelik die gedagte. Almal het gebid vir die redding van siele. Want dit was kort na die uitstorting van die Heilige Gees en almal was nog onder daardie atmosfeer van die heilige teenwoordigheid van die Heilige Gees wat in almal se harte gewoon het. So hulle het gebid vir die redding van siele. Hulle het gebid vir die werking van die Heilige Gees onder mense wat nie gered is nie en ook in hulle eie lewens. So hulle het baie gebid tot die Heilige Gees, dat die Heilige Gees hulle sal leer, onderrig en lei in die volle waarheid. In Handelinge 1 vers 8 het Jesus die belofte gemaak en sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem en sowel as Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. So, waarvoor het hulle gebid? Dat die Heilige Gees hulle sou toerus, dat die Heilige Gees hulle sou stuur, dat siele gered sou word. En dis ook ons opdrag. In 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Ons moet sonder ophou bid. Doen ons dit. By elke geleentheid, 3-4 keer op 'n dag. Maar hoor ook hier, staan in 1 Petrus 4 vers 7, ons leef in die einde van die dae. Nou staan hier geskryf, en die einde van alle dinge is naby, en as die einde naby is, wees dan ingetoon nigter om te kan bid. So ons moet al meer bid, hoe nader ons beweeg aan die laaste dae vlak voor die wederkoms van Jesus Christus. Maar volgende is 'n baie uitstaande karaktereienskap van hierdie Handelinge gemeente. Hulle het in groot eensgesindheid na mekaar se tydelike behoeftes omgesien en alles met mekaar gedeel. Wat 'n gemeente! Hulle sien mekaar se behoefte raak. En hulle kyk dit nie net mis nie. Hulle verkoop, die mense wat besittings gehad het, verkoop hulle besittings. En hulle vat die geld en hulle deel dit onder mekaar uit. Handelinge 2 vers
44 en 45 sê, en almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Gemeenskaplik besit. So, hulle het na mekaar omgesien. Vers 45 sê, en hulle het eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder mekaar verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. Hulle het dit nie gelykop verdeel nie, vriende. Wanneer hulle 'n stuk grond gehad het, of hulle diere gehad wat hulle kon verkoop, wat dit ook al mag gewees het, dan het hulle dit verkoop, om vir hulle broeders en susters te sorg, wat die Here dien en die Here lief het, maar dit nie breed het nie. Die feit dat hulle een groot gemeenskaplike familie gevorm het, wat in liefde tot mekaar verbind was, het hulle regtig vir mekaar omgegee en hulle in opregtheid oor mekaar se welstand ontferm. Dit was seker een van die mooiste karaktereienskappe van hierdie eerste Handelinge gemeente. Hulle het ander se nood raak gesien, ander se armoede raak gesien, almal ander se krisis raak gesien wanneer daar nie kos in die huis is nie, gesien wanneer die mense nie genoeg klere het nie. Natuurlik is dit iets waarin die kerk van vandag, na my mening, ver tekort skiet. Hierdie Handelinge gemeente het nie aan aardse goed vasgeklem nie. Hulle het nie vasgehou in aardse dinge nie, maar was bereid om alles te verkoop wat hulle geweet het, wat meer is as wat ander besit. En hulle die opbrengste onder mekaar verdeel. Hulle het vir ander geld uitgedeel, hulle het vir ander kos uitgedeel, klere uitgedeel, en so het hulle na mekaar omgesien. Hulle het dit wel nie gelykop verdeel nie, soos ek reeds gesê het, maar wel volgens die behoefte en die nood van elkeen. Ons het dit uitdruklik gesien, soos die behoefte was, soos die nood was. As iemand in ons taal R500 nodig gehad het, dan het ek vir hom R500 gegee. Maar hulle het ook daagliks in die tempel by mekaar gekom, vriende, om te getuig van Jesus. Dis hoekom hulle daar by mekaar gekom het. Daar staan ook weer eens nie baie duidelik in ons vertaling geskryf, as in Handelinge 2 vers 46, en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel. Nou ons lees nêrens in die Nuwe Testament dat belydende Christene offers vir hulle sondes gebring het nie, want hulle het die offer van Jesus Christus as volmaakte offerlam van God vir hulle sondes aanvaar. Hulle weet Jesus het die volmaakte offerprys betaal. Hy het sy lewe geoffer vir ons sondes. Maar wat het hulle by die tempel gaan doen? Wat het hulle elke dag by die tempel gaan doen? Hulle het met mense oor hulle siele gaan praat, vriende. Hulle het hulle ontferm oor hulle eie volksgenote. Hulle het hulle gaan evangeliseer met die verlossingsboodskap van Jesus Christus. Dis wat hulle gedoen het. Elke dag vir daardie mense gaan preek, bekeer julle. Die boodskap van die apostels het hulle verder uitgedra. 'n passievolle en 'n geesvervulde gemeente evangeliseer skaamteloos hulle eie volksgenote, hulle eie mense, almal met wie hulle te doen kry. Hulle gaan evangeliseer, hulle is 'n passievolle gemeente, 'n geesvervulde gemeente, en dit ontbreek in die kerk van vandag. Mense dink is net die dominee of die pastoor se verantwoordelikheid. Dit is ons almal se verantwoordelikheid. Hulle gaan na die tempel nie om offers te bring nie, maar om met mense oor hulle siele te praat. Maar nog 'n mooi en besonderse eienskap van hierdie eerste Handelinge gemeente was, hulle het ook elke dag van huis tot huis gegaan en hulle voedsel met mekaar gedeel en dit met blydskap en eenvoudigheid van hart saam geniet. Handelinge 2 vers 46. Die vriende, hulle het eers gesorg vir mekaar. Die mense wat baie swaar gekry het, hulle het hulle gehelp. Maar nou deel hulle ook daagliks hulle kos met ander mense. Handelinge 2 vers 46. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel. Hulle het soontoe gegaan, hulle het kos ook saamgevat soontoe. En van huis tot huis brood gebreek
en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Bo en behalwe dit alles, die feit dat hulle besittings verkoop het en geld onder mekaar verdeel het hulle ook nog van huis tot huis gegaan om hulle voedsel uit te deel en om alles wat hulle gehad het in eenvoudigheid van hart en blydskap te geniet. Is so 'n kosbare gedagte, so 'n wonderlike gebaar wat hierdie mense geopenbaar het. Handelinge 2 vers 46. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. So hulle gaan van huis tot huis met 'n mandjie waar kos ingepak is, brood en wat dit ook al mag wees, en hulle dit gebreek en met mekaar gedeel en saam geniet. Luister na hierdie skrifte in Galasiërs 6 vers 10 staan daar: Laat ons dan, ons as Nuwe Testamentiese heiliges, laat ons dan terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Heel eerstens moet ons na ander kinders van die Here se welstand omsien. As iemand honger het, kos nodig het, gebrek het, dan moet ek en jy vir hulle help. Ek praat van die heel eerste aan die huisgenote van die geloof. Ook 1 Timoteus 5 vers 8 wat sê, maar iemand wat vir sy eie mense en veral sy huisgenote, en verwys na die gemeentelede, nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Wat doen ons wanneer ons die nood van ons broer of suster sien? Sien ons om na hulle nood? Help ons hulle? Doen ons iets as ons iets kan doen, as ons dit kan bekostig? Sorg ons vir hulle of sorg ons nie vir hulle nie? Nou sê hy hierso, hy sê, as ons nie vir hulle sorg nie, het ons die geloof verloon en slegter as 'n ongelowige geword. Maar hulle het ook die Here met blydskap gedien en hom geloof en geprys in alles wat hulle gedoen het. En dit het ons gelees daar aan die einde van Handelinge 2 vers 46. Hulle het voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Nou vriende, hier lei ons dan duidelik, baie duidelik af, dat hulle alles met blydskap en dankbaarheid teenoor die Here gedoen het in opregtheid van die hart, omdat hulle net die Here, Vader, Seun en Heilige Gees in alles wou verheerlik. En een van die maniere om God te verheerlik is om altyd bly te wees, dankbaar te wees, dit te wys, dit uit te spreek. Spreek die dankbaarheid teenoor die Here uit. Sê die gereeld vir die Here dankie vir alles wat hy het en vir alles wat hy vir u doen, vir alles wat hy vir u gee. Nou soos een van die kommentaarskrywers skryf, hy skryf en sê, deur die hele Nuwe Testament word van die vreugde gepraat wat deur die evangelie van Jesus en deur die Heilige Gees in mense se harte gewerk word. Daardie vreugde, daardie blydskap. Weet jy vriende, onmiddellik toe kom Filippense 4 vers 4 in my gedagtes op, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Die woordjie verbly, gaan kyk 'n bietjie hoeveel keer kom hy in die Nuwe Testament voor. Verskeie kere, ek het nou nie gekyk hoeveel keer nie, maar 'n klomp kere kom die woordjie verbly in die Nuwe Testament voor. En dit is net die Here Jesus, as Jesus in my hart is, deur sy Heilige Gees, werk hy in jou en my blydskap om hom te dien. Blydskap om goed in ander te doen. Blydskap om te getuig van Jesus in ons lewens. Maar hulle het in die laaste plek sien ons, hulle het ook ernstig ontferm oor die siekes en die mense met demoniese bindinge in hulle lewe. So hulle het hulle ontferm oor die siekes van hulle gemeenskap en die mense wat deur bose geeste gebind word. En daar in Handelinge 5 vers 14 tot 16 staan daar geskryf, en daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg. Daar het in daardie tyd met die Handelinge gemeente se ontstaan, daagliks siele gered geword en by die gemeente bygevoeg. Die Here sê dit mos
in Handelinge 2 vers 47. Hy sê, en die Here daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Menigtes van manne sowel as vroue. Kom ek lees hierdie vers net oor. Vers 14 wat sê, en daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg. Menigtes van manne sowel as vroue. Sodat hulle die siekes op die strate uitgedra en op die bedde en draagbare gelê het. Met die bedoeling dat as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee op iemand van hulle sou val, en die menigte van die stede en in die omtrek het ook in Jerusalem bymekaar gekom en siekes gebring en mense wat deur onreine geeste gekwel was, en hulle is almal genees. Almal wat siek was, gesond geword, daar selfs duiwels uitgedryf. Wonderwerke het plaasgevind. Hulle sê selfs al het net sy skaduwee, Petrus se skaduwee op iemand geval, dan het hulle gesond geword. Want hoekom? Daardie mense was vol van die Heilige Gees. Hulle het in die tyd van die uitstorting van die Heilige Gees geleef. Baie siele is gered en baie mense het by die gemeente bygekom. Siekes het gesond geword, duiwels is uitgedryf. Bose werke, die werke van die bose magte is verbreek. Maar baie kortliks wil ek net vir die twee dinge noem. Die eerste Handelinge gemeente het 'n sterk invloed op hulle gemeenskap gehad. Die mense van die gemeenskap het 'n godsvrees ontvang. Hulle het gekyk na hierdie gemeentelede, hulle het gekyk na die apostels en hulle het respek vir God ontvang. Hulle het 'n godsvrees ontvang by wat hulle waargeneem het by die Christene van die eerste Handelinge gemeente. Hulle het na hulle lewe gekyk, hulle het na hulle optrede gekyk en hulle het 'n godsvrees ontvang. Handelinge 2 vers 43. En vrees het op elkeen gekom. En baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En ons leef in 'n tyd waar die godsvrees verdwyn het. En dis die hartseer. Daardie godsvrees moet terugkom by ons mense. Hulle moet besef, God is 'n almagtige God, maar hy is ook 'n God van wraak. Hy is 'n God van liefde, maar ook 'n God van wraak. Die laaste is dit het gelei tot 'n geweldige groei van die eerste Christen gemeente. Geweldige groei. Daagliks by die gemeente gevoeg. Ek wil net enkele skrifte vir u lees. Handelinge 2 vers 41 sê, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Dit was die eerste Christene wat tot bekering gekom het. Dit was die eerste lidmate van die Christen gemeente. Handelinge 2 vers 44, en almal wat gelowig geword het, was by mekaar. Handelinge 2 vers 47, terwyl hulle God geprys het, en 'n guns was by die hele volk, en die Here daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Handelinge 5 vers 14, en daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg. Menigtes van manne sowel as vroue. Dit was die vinnigste groeiende Christelike gemeente ooit. En ons moet vanmôre erken, ons het die werking van die Heilige Gees in ons gemeentes nodig, en in ons land nodig, en in die wêreld nodig. Die werking van die Heilige Gees, die uitstorting van die Heilige Gees, die vervulling van die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees, die vuur van die Heilige Gees, het ons in ons lewens nodig, en in elke gemeente. En mag ons regtig in hierdie tyd voor die Here buig en sê, Here, ons het die Heilige Gees verwaarloos. Ons wil roep dat die Heilige Gees vir ons opnuut sal uitstort oor ons, oor alle vlees, sodat ons weer onder die vuur en die krag van die Heilige Gees siele na Jesus toe kan lei, en waar daar groot herlewings kan plaasvind. Siekes wat gesond sal word en wonderwerke wat sal plaasvind. Kom ons bid en vertrou die Here vir die redding van siele soos daardie eerste gemeente, en vir die kragtige werking van die Heilige Gees in ons eie lewens, in ons gemeentes en in ons land en oor die wêreld. Kom ons bid net saam. Here, dankie dat ons vanmôre kan besef die Heilige Gees het op 'n baie besonderse manier gewerk
in die ontstaan van die eerste Handelinge gemeente en ook daarna. En ons besef nie hoe groot gebrek het ons aan die teenwoordigheid, die vuur en die krag van die Heilige Gees in ons eie lewens nie, en in ons gemeentes nie, en in elke kind van die Here se lewe nie. Here, ons bid dat U vir ons opnuut die Heilige Gees op hierdie aarde sal uitstort en dat U weer 'n herlewingsvuur in ons midde sal aansteek. Bid dit in Jesus se naam, omdat ons dit so nodig het. Amen. My vriende, mag u werklik hierdie boodskap oordink. Mag dit vir u tot seën wees. Sterkte vir die dag en sterkte vir die week. Totsiens.